Goeiemôre gemeente. Baie welkom by 'n baie besonderse anderste diens vanoggend. Ons het laas jaar vir die eerste keer as gemeente so om tafels bymekaar gekom. En dit was so 'n positiewe belewenis geweest dat ons het gesê ons gaan dit hierdie jaar weer probeer en dit is heerlik om julle so om die tafels by ons bymekaar te hê. Wanneer ons vanoggend gaan deelneem aan die erediens, gaan dit 'n baie interaktiewe erediens wees. Daar gaan goed wees wat ek julle gaan uitnooi om te doen terwyl ons besig is met die erediens. So dis belangrik dat almal om 'n tafel moet sit. Hier is nog 'n heel wat plek hier voor oop, dat daar ten minste 6 mense om 'n tafel, daar is 6 mense gewoonlik om 'n tafel en op elke tafel is daar genoeg goedjies vir 6 mense om te kan deelneem aan die erediens. Ons het 'n hele klomp goedjies wat ek net vir julle wil deurgee, want dit is die begin van die kwartaal. So ek wil sommer net vir julle elkeen herinner daaraan dat ons het 'n klomp goed wat voor lê. Ons het paasboksies wat na die tyd beskikbaar is daar by die vrieskaste daar agter, gaan Rina en Estel wees. As daar enige van julle is wat nog 'n paasboksie wil hê, dit wat jy op die tafel beleef het, gaan dalk 'n ruimte wees wat jy dalk wil aanvat hierdie week alleen of saam met iemand anderster. Dis R60 vir 'n paasboksie en dit is 'n klomp elemente in wat jou die hele week deur die lydensweek vat na opstanding Sondag toe. Elke aand iets wat jy kan doen of elke dag iets wat jy kan doen om jou te herinner aan Paasfees en die lydensweek wat ons hierdie week ingaan. Dan gaan julle 'n bietjie later sien, daar's 'n houtspeletjie op die tafels. Maar julle gaan net by hom uitkom. Hulle is ook beskikbaar om te koop indien iemand graag wil. Hulle is R20 en julle hoef dit glad nie, ons betaal niks vandag nie, julle kom betaal in die week ook. Dis net name wat julle opsit indien julle vandag ietsie neem. En julle kan julle name ook net daarso by Rina gee of net by die kerkkantoor kom inbetaal. Ons sal julle vertrou met daai ene. Dan wil ek julle herinner daaraan dat Jak de Priester en Stein Fourie die 2 Mei hier by ons in die gemeente is, en as julle nou hierdie prentjie sien van die tafels, gaan dit vir julle 'n idee gee van hoe ons die aand kan saamkuier, hoeveel mense kan saamkuier, en ek wil vra dat julle asseblief ook net julle name, as julle belangstel om te kom, dis 'n spitbraai ete wat daarby ingesluit is, dat julle net julle name na die tyd aan die buitekant van die saal albei, by albei julle sal opgee. Julle koop nie nou kaartjies nie, dis nie dat ons kan weet hoeveel kaartjies ons vir die gemeente uithou voordat ons dit oopstel in Langebaan en in die gemeenskap. So as julle net julle name sal kom opgee daar by hom, sal ek dit verskriklik baie waardeer. Dan wil ek julle herinner dat ons het Vrydagoggend 9uur ons Goeie Vrydag erediens en nagmaal in die kerk. En dan 11uur gaan ons saam met 'n paar ouderlinge oor Bosberg toe. Dis 'n spesiale diens wat elke jaar daar gedoen word. En dan Sondagoggend 6:30 is ons Sunrise service en dit is voor die Parkeraad se gebou. Dis 6:30 die oggend. Bring vir jou 'n stoel en 'n kombers saam as jy wil 'n piknikmandjie met 'n koffietjie vir na die tyd. Dis 'n besonderse belewenis om daar by die lagoon, by die water, nagmaal te vier. Ons doen dit saam met die Methodiste gemeente, so dit is 'n Engelse en Afrikaanse diens. En dan 9uur Sondagoggend is ons eie erediens ook hier so aan die gang in die kerksaal. In die kerk. Dan die 23ste April 6uur is ons mannebraai. Dit is regtig net 'n lekker saamkuier vir al die manne. Die vure word opgesteek. Jy bring jou eie vleis en goedjies en kom braai saam. Ons sal daai vir julle ook weer deurgee om julle te herinner. En dan wil ek sommer net gou terugvoer gee. Ek het nou gehoor van die Roosgesin, Boeta se pa wat oorlede is in die week, so ek wil vra dat ons vir hulle gesin sal intree, en dan ook Annette Pritchard met die afsterwe van haar pa Tini Lou wat ook donderdag oorlede is, dat ons vir hulle ook net in gebed sal opdra wanneer ons nou stil en rustig raak. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë en ons dra vanoggend aan die Here op. Here, baie dankie dat ons kan stil word voor U vanoggend. Here, dankie dat ons kan weet dat U bly in beheer
dat hierdie week wat ons nou ingaan, Lydensweek, 'n week is van regtig stil word en dink aan wat U kom doen het. Uit liefde U seun vir ons gegee het. Here, ek wil vra dat U ons sal stil maak en rustig maak vir hierdie diens, dat ons ook iets sal beleef van U teenwoordigheid hier vanoggend by die diens. Dankie vir die voorreg wat ons het om as gemeente so om die tafels te kan kom sit vanoggend. Amen. Ons gaan vanoggend begin deur ons kollekte op te neem terwyl ek vir julle 'n video speel van #Imagine. Ek kan nie glo dis 'n week terug nie. Dit voel al klaar weer baie langer terug. En dit is nog 'n belewenis gewees. Ons was so 1050 tieners bymekaar gewees in Bredasdorp en by ek is nie presies seker van die getalle van Jeffreys en die Vrystaat nie, maar oor en oor was ons in die land so 2500 tieners omtrent en vrywilligers bymekaar oor een naweek. So ons gaan 'n geleentheid gee dat julle net bietjie kan kyk wat ons gedoen het daar en dan ook 'n geleentheid gee vir ons tieners om 'n bietjie terugvoer te gee. So Hannes, jy en die jong mense wat vanoggend gaan deel, kan so lank vorentoe kom. Verskil van ander waters, want ander waters maak nie jou, ek voel jou hart vol soos wat die water van Jesus wat hy vir jou gee doen nie, so ja. Ek voel dit is so lekker om in vrede te wees, want ek voel ek hoef nie meer te stres oor enigiets, want ek weet alles is in God se hande en hy is in beheer en ek kan net in vrede leef. Goeiemôre gemeente. Ja, ek het twee brawe tieners hier by my, Janine en David, wat bietjie gaan getuienis gee en ek net 'n paar vrae gaan vra. Maar voor ek hulle vra, wil ek ook dalk sê dankie sê vir die gemeente en die kerkraad wat die busgeld vir ons bygedra het. Dit gehelp dat ons 2 busse Imagine te kon stuur uit die Weskus uit. Dis naby aan 120 mense wat op die bus was. Ek dink uit ons gemeente was omtrent 30 dogters en nog so 7 seuns. Ja, so
met al die vrywilligers by was ons oor die 50. So ek dink is 'n ongelooflike van ons gemeente se bydrae en hulp en ons manier hoe ons in die Here groei. So dankie vir julle wat ook ons tieners moontlik gemaak het om gaan. Ek gaan gou hierso vir Janine eerste vra. Janine, by watter encounterstasie was jy en wat het jy daar gedoen? So dit was my eerste keer by Imagine hierdie jaar gewees en daar was verskillende encounterstasies gewees en ek dink almal van hulle het vir my baie spesiaal impak gehad op my lewe, maar die heel eerste aand was ek en een van my vriende na die tyd wat jy kan kry vir die encounters, toe vat hy my na die healerstasie toe en daar was sulke harte waar jy kan skryf soos goed wat jy vir genesing kort of goed waarmee jy sukkel of dinge wat met jou gebeur het wat sleg was en hy het my soontoe gevat en hy het my gewys wat die kinders geskryf het en die seer wat hierdie kinders dra en die goed wat met hulle gebeur het en dis almal kinders wat ons is elke liewe dag en dit het vir my baie diep geraak in my hart oor net om te besef hoe baie mense daar is, hoe baie tieners daar is wat so baie sukkel en wat eintlik vir Jesus in hulle hart kort en so toe bid ek en hy nou vir die kaartjies met die mense wat geskryf het en toe die volgende aand toe gaan ek na die Peacemaker, Jesus die Peacemaker stasie toe en ek sit daar en ek buig af, daar was soos 'n emmertjie water waar jy 'n klippie in kon gooi en dan sien jy die valletjies wat die klippie maak soos wat die vrede uitgaan en ek het daar gesit en op my knieë en ek het gebid en vir Here gevra vir vrede en soos dat ek daar sit en ek bid toe oorweldig die vrede van die Heilige Gees my dit het soos gevoel soos 'n wolk wat om my kom en dit was amazing geweest en ek was net so oorweldig met sy vrede en ek het hierdie sterk gevoel gehad om net daai vrede te vat en te gaan uitleef rondom my vriende en kinders wat vir Jesus kort en ek was net baie dankbaar vir die vrede wat die Heilige Gees my gee en dat ek dit so diep in my hart kon en in my gees kon voel. So dit was vir my baie spesiaal van daardie encounterstasies. Dankie, is awesome. En David, waar het jy vir Jesus ervaar tydens die Imagine naweek? Ironies genoeg het ek hom aan die begin en aan die einde van die kamp ervaar. Een van die eienskappe wat ons van Jesus geleer het, is dat hy 'n helper is. En dit was so 'n belewenis om te sien hoe almal help om mekaar se tente op en af te slaan. Dit was so interessant om te sien hoe Jesus deur ander mense 'n helper is. Soos helfte van die meisies het nie hulle tente opgeslaan nie. Dit was meestal net seuns wat so dit het 'n gevoel van gemeenskap onder ons geskep en dit het my baie geraak. So ja. Dankie aan David. Janine, nog enetjie vir jou. Wat 'n verskil wil jy maak om H2O te gebruik? En jy kan verduidelik wat H2O is. So die tema van Imagine was die Samaritaanse vrou by die watergat en ons het gefokus op die tema H2O wat staan vir Hope to Others. So ek wil persoonlik hierdie jaar fokus om hoop te bring onder my portiergroep by die skool definitief en my vriendekringe en elke liewe kind wat ek sien wat 'n behoefte het van of aan Jesus wat sukkel met goeders. Ek wil hoop en daai vrede wat ek ervaar het van Jesus en daai vryheid wat ek gekry het in hom. Ek wil baie graag hierdie jaar regtig fokus om dit te deel met my portiergroep en kinders by die skool want ek dink almal het Jesus nodig en ek dink hulle weet dit dalk nie maar sodra hulle hom ervaar gaan hulle weet hulle kan nie eintlik sonder hom leef nie. So. Baie dankie Janine. Dalk net die laaste ding van my kant af, as groot mense kry ons ook 'n ervaring daar en ek dink ons leer baie keer meer as die kinders daar en iets wat vir my uitgestaan het met die Peacemaker waar Janine van gepraat met die klippie in die water is dat ons baie keer maar net die klippe moet wees. Jesus sal die golwe wees. Hy sal ons golwe maak. Ons moet net bereid wees om te help en daar te wees. En ek dink dis waar H2 ook 'n lekker praktiese ding is wat ons kan gebruik in ons alledaagse lewe, dat ons die hoop vir ander is. Hoe ons praat, wat ons doen, hoe ons leef, moet hoop uitstraal as Christene. Dankie.
Baie dankie. Ek wil vra terwyl hulle afstap dat ons die video kyk ook van nog een van ons jong mense wat op Imagine 'n kans gekry het om te getuig. En hierdie belewenis glo ek is iets wat ons jong mense gaan uitdra na hulle skole toe. Die ongelooflike belewenis die Saterdag aand was Senzo. Hy was 'n jong man wat een van die gemeenskapskinders was wat geborg was. Een van daai wat ons so frustreer met Imagine, want ons kry, hulle staan so aan die kante van die saal, hulle sukkel om in te koop, jy moet hulle die hele tyd in die groep inbeweeg, jy moet die hele tyd kyk dat hulle nie uitgaan na hulle tente toe nie, want dit is vir hulle 'n vreemde situasie om so in 'n groep mense te wees. En hy is in graad 9 by Imagine gewees en daar het die Here sy lewe kom verander en hy werk nou by Mesaksie waar hy onder sy eie jong mense in beweeg, want hy letterlik mense van die straat af vat en hulle help om weer 'n werk te kry, om los te kom uit die bande van dwelms uit, dat hy regtig 'n ongelooflike pad stap en sy pad met die Here het begin by Imagine toe hy graad 9 was en hy is nou 'n volwasse man wat begin terugbou. Imagine het in 2014 begin en is al soveel jare aan die gang. En soveel jare hoor ons die terugvoer wat terugkom van ons jong mense en wat terugbeweeg in hulle gemeenskappe in. So dis baie kosbaar. Ons kyk gaan na hierdie video. Great. Let's give it up for Linke van Wangewaal. So Lincoln, you also connected with Jesus during the course of Imagine. What attribute of Jesus really touched your heart? I think definitely Jesus as the healer, because when I went to that station and to write my pain, I already felt healed, and the next day I came back to see that someone put a band-aid on it and I really felt lighter, and to see everybody else's pain also on there and to see that he really healed us all, and that's just amazing to me. Albei die tieners het gepraat van hierdie stasie. Die eerste aand kon die kinders op 'n hart gaan neerskryf wat is seer in hulle harte, wat is daar wat hulle vir die Here wil gee. En die tweede aand kon ons jong mense na die stasie toe gaan en gaan bid vir dit wat hulle lees op hierdie harte en dan kon hulle naam daarop skryf en 'n pleister oorplak. En die belewenis van hierdie jong mense om te sien iemand het vir my gebid, iemand het gesien dat ek het seer. Ek was deel van die beradingsspan gewees en ons het nogal gepraat daaroor dat daar nie so groot toevloei van jong mense was en soveel nood wat ons die vorige jaar moes hanteer nie. En dis nie dat die nood nie daar was nie, maar die jong mense het op 'n manier net hierdie naweek om mekaar 'n laar getrek en hulle het daar vir mekaar gebid en hulle het daar mekaar aan die Here opgedra. So dit was ongelooflik om te sien hoe die Here jong mense gebruik om in hulle eie ouderdomsgroep, hulle eie portiergroep eintlik mekaar te bedien. En dit is die doel van Imagine. Wanneer ons nou met dit in ons gedagtes is, met dit wat ons beleef het met ons jong mense, is vandag ook 'n lofprysing Sondag, dis Palm Sondag, dis die Sondag wat die begin van Lydensweek is. En ons het oor hierdie laaste tydperk 'n klomp kerse doodgemaak en ons maak vandag ons 6de kers dood. Wat vir ons herinner dat Vrydag, wanneer ons laaste kers doodmaak, is dit Goeie Vrydag. Is dit die lig wat uitgedoen word, Jesus wat aan die kruis gesterf het. Ek wil vra dat julle vir my heel eerste grawe op die mandjies, in die mandjies op die tafels en daar waar julle dalk een sit, skuif vir my so dat julle ten minste saam met iemand by 'n tafel, daar's nog heel wat gapings, skuif so dat julle by iemand by 'n tafel kan sit, dat julle kan deel wees, want deel van vandag is om saam met mense goed te doen. So skuif so dat julle by iemand kan inskakel, net dalk julle stoele om te draai of by 'n ander tafel agter julle in te skakel, dat julle net deel kan wees. Haal vir my in julle mandjie, daar is so 'n klein hoopie kaartjies, dit sê Palm Sondag, die eerste kaartjie. En ek gaan gou vir julle 'n klein oombliekie kans gee om hierdie kaartjies uit te pak volgens die
en hulle is redelik in volgorde, ons moes hulle eintlik geskommel het vir julle, maar dat julle hulle kan uitpak oor die tafel, dat julle kan sien terwyl julle besig is met die diens, wat die verloop van Paasfees was, die lydensweek was, dat julle net die storie so kan volg. Ek dink ek hoor sommer die lekker gesels op die tafels en dat ek glo dat dit vir 'n belewenis was om eintlik so 'n bietjie met die prentjies 'n volgorde kan sien van wat in hierdie volgende week voorlê wanneer ons sê dis lydensweek. En ons gaan deur die loop van die oggend nou hierdeur werk en hierdeur gesels. En daarom begin ons vanoggend met Palm Sondag. Palm Sondag is ook vir ons 'n uitnodiging om Jesus te vereer met ons lewe. Veral met die woorde en ons klanke van lof en aanbidding. Pasen is die oorwinning van liefde. God het 'n lig aangesteek in hierdie wêreld en die duisternis kan dit nie oorweldig nie. En daarom wil ek vra dat een persoon aan die tafel die vryeetjies en die mandjies sal neem en vir ons die kersie sal aansteek by die tafel om julle te herinner aan God se teenwoordigheid, die lig in die wêreld wat nie uitgedoof kon word nie.
Hy rook nog. Op het lijkt het. Al die kersie uit. Al die kersie uit. Al die kersie uit. En dan sit jy om weer terug as jy klaar is. Terwyl julle na die kers kyk en die lig op julle tafel, wil ek julle herinner wie hierdie God is, waarmee ons vandag te doen het. Jesaja 43 vanaf vers 16 tot 21. Kyk, ek gaan iets nuuts doen, so sê die Here, julle verlosser, die Heilige van Israel. So sê die Here, hy wat 'n pad gemaak het deur die see en 'n deurgang deur die magtige waters. Hy wat strydwaans en perde laat optrek het, 'n leer op volle sterkte na sy ondergang toe. Hulle kon nie weer opstaan nie, dit was klaar met hulle. Hulle is soos 'n lampet uitgedoof. Maar moenie net aan die vroeë dinge dink en by die verlede stil staan nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad, ek laat in die droë wêreld riviere ontspring. Die wilde diere sal my vereer, die jakkalse en die volstruise. Riviere in die droë wêreld om my volk, my uitverkore volk se dors te les. Dit is die volk wat ek vir my geskep het en wat my lof sal verkondig. Kyk, ek staan op die punt om iets nuuts te doen. Wees gegroet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die een wat van die oertyd af voorspel is. Die een waarna verlang is. Die een wat mens geword het, wat lyf geword het, wat niks geword het ten einde om alles te word. Die een op wie ons hoop. Die een wat sal terugkeer. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam, want so lief het God die wêreld gehad. Elke jaar, sedert die 13de eeu, wie die steegies in die ou stad Jerusalem, gedurende die Paase, 'n skouspel van indrukwekkende godsdienstigheid. Duisende gelowiges volg die lydensweg van Jesus langs die verskillende stasies. Hierdie stasies is maar die prentjies wat julle op die tafel kan sien. Dit is die volgorde van hoe goed in daai week gebeur het. Die sterkste manne dra houtkruise en daar is gesange en gebede, 'n poging van gelowiges om iets van Christus se lyding te verstaan en te beleef. Volgens die Nuwe Testament het die eerste volgelinge van Jesus, voordat hulle as Christene bekend gestaan het, hulle self as heiliges, broers of disippels voorgestel. Hulle het ook teen die agtergrond van wie hulle gevolg het, na hulle verwys selfs as die volgelinge van die weg.
Gelowiges het dus ook bekend gestaan as mense van die weg. Dit was mense wat radikale keuses gemaak het om Jesus op hierdie weg te volg. Dit sou vir sommige sommer selfs ook hulle lewe gekos het. Dis het hulle 'n spesiale manier gekry hoe hulle mekaar kon uitken as hulle in ruimtes was wat vir hulle gevaar was. Hulle het die Ichthys teken, 'n visie teken in die sand getrek. Die eerste persoon het die eerste boog getrek. En as jy dan ook 'n Christen was of hierdie persoon van die weg, dan het jy die ander helfte getrek en het julle geweet, julle is broers en susters in Christus en julle is veilig in mekaar se teenwoordigheid. En daarom het ons mekaar al 'n vorige keer so gegroet hierdie laaste kwartaal in die erediens, maar vanoggend wil ek julle vra om die sandbakkie nader te trek op die tafel, die sand gelyk te maak en dat julle mekaar so sal groet. Eers die een boog en dat iemand anders die ander helfte van die visie voltooi en Annemarie, as jy vir ons daai visie op die skerm sal hou, dat hulle net sal sien hoe hulle daai visie kan teken. Kom ons groet mekaar vanoggend om die tafels. Ons as gelowiges is ook almal onderweg. Elkeen op 'n geestelike reis met die Here besig. Hierdie weg waarop ons is, laat ons toe om ruimer oor die Via Dolorosa, die lydensweg van Jesus te dink. Die lydensweg word nie verstaan as 'n geografiese plek nie, maar eerder 'n plek tussen twee verwysingspunte, nie 'n geografiese plek tussen twee verwysingspunte nie, maar eerder 'n toestand, 'n ruimte waarin ons beweeg. Jesus het sy hemelse heerlikheid prysgegee en mens geword en die pad van lyding geloop met die dood op Golgotha as hoogtepunt. Hierdie weg het Jesus ook vir ons as gelowiges geloop. Die Via Dolorosa, die weg van smart en pyn, is in ons tradisie ook as 'n opdrag geformuleer. Neem jou kruis op en volg my. Neem jou eie kruis op en volg die pad van die lydensweg agter hom aan. Jy moet jou kruis dra agter die een wat jou voorgaan op hierdie kruisweg. So kry die Via Dolorosa 'n dieper dimensie en bly dit nie net 'n styl folterende pad tussen twee plekke nie, maar word dit 'n lewenshouding, 'n Christelike lewenswandel, deur teenspoed, voorspoed, tragedie en jou eie sterwe heen. Die lydenstyd en die Via Dolorosa se betekenis lê nie in die simboliese herinnering nie. Ons gedenk en bely ook dat God mens geword het, met bepaalde implikasies vir my en jou lewe. Ons is mense van die weg. Ons word op die weg geplaas en loop die pad. Daarom is die laaste stasie vir ons as protestante in die Via Dolorosa nie die dood op Golgotha nie, maar die leë graf. Jesus het die Sondagoggend opgestaan
en ons op 'n nuwe oorwinnende weg geplaas. Sy kruisdood en opstanding verteenwoordig die beslissende oorwinning van liefde van God vir die wêreld. Goed oorwin kwaad. Lewe oorwin dood en hoop oorwin wanhoop. Dit is ook op hierdie weg wat God ons wil plaas. Kom ons sing die volgende lied, Here Redder, groot en magtig, terwyl ons sit. Hierdie weg wat ons vandag saam met Jesus gaan stap, begin by die nou stowwerige strate van Jerusalem. Stowwerige strate wat gestrooi is met palmtakke en die boklede van mense, omdat hulle vandag vir Jesus wil vereer, hom wil vereer as koning. This Jesus of Nazareth. He's a prophet, a great prophet. A prophet? On a donkey? Isaiah says, Jerusalem, daughter of Zion, behold thy king cometh unto thee, humble and meek. Son of David! Master, you are the hope of Israel. You are our prophet and our Savior. Hosanna, geseënd is hy wat in die naam van die Here kom. Die koning van Israel, Hosanna vir die seun van Dawid, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Die mense se hande swaai die palmtakke en met hulle hande lê hulle kledingstukke op die grond neer. Maak hulle 'n pad vir Jesus. Hoekom Jesus? Wat is so spesiaal aan Jesus? Met 'n donkie gaan jy nie oorlog doen nie. Eeue se krygers het perd opgesaal om glorie op die slagveld te gaan haal. Vir 'n donkie sal jy diens kon vra om 'n kar te trek, 'n sak meel te dra. Met 'n perd kan jy die slinkste vyand jag, hom inhaal en oorweldig met brute krag. Op 'n perd kon 'n heerser van weleer sy meesterskap demonstreer.
Daar sit die groot Alexander, Nero, Napoleon en ander vegtende vors op die rug van sy ros. Maar Jesus Christus, hy het op 'n donkie gery. Ek wil vra dat julle kyk in julle mandjies na die kaartjies wat die palmtakke het en daar is potlode en penne in julle mandjies en die wat onthou het om van die huis af saam te bring. Ek wil vra terwyl ons na die volgende lied luister, what a beautiful name, the name of Jesus, dat elkeen hierdie kaartjie sal neem en dat jy 'n lofgesang of enige woorde van aanbidding vir die Here op hierdie kaartjie sal skryf, wat jy kan huis toe neem saam met jou. As daar dalk te min kaartjies in die mandjies is, hier is nog in die mandjies hier voor, maar sorg dat elkeen asseblief een van hulle het. En as jy klaar geskryf het en die lied is nog aan die gang, kan jy solank die speletjie uithaal wat ook op julle tafel is. Dis 'n kringe en kruisie speletjie. Wat jy sal sien, maar die kringe en kruise is die graf se klip en die kruis van Jesus. En dan kan julle kringe en kruise met mekaar om die tafel speel. En julle sal sien, gee nie om wie wen nie, die kruis of die klip. Jesus het reeds oorwin. Die graf is leeg. Kom ons luister na hierdie lied terwyl julle lofsange neerskryf en die Here op so 'n manier vanoggend aanbid. Your hidden glory in creation.
Julle sal weer deur die diens geleentheid kry om kring en kruise te speel. Die wonderlike daarvan is, die kruis het die dood oorwin. Die graf het die dood oorwin. Geen nie om of dit kruis of kring is wat wen nie. Jesus' oorwinning staan oor alles uit. Daai dag met die Palmsondag, die palms wat die Jesus ingelei het en die mense se woorde van aanbidding, was 'n vreugdevolle dag. Maar die feesviering is verby, die massas is weg en Jesus bly oor net sy klein groepie getroue volgelinge. Op hierdie weg is die pad maar vuil en stowwerig. Hulle voete moet soos gebruiklik deur die slaaf van die huis gewas word voor die maaltyd. Johannes 13 vers 4 en 5. Jesus het van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n skottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy gehad het. Die avondmaal, die voete was en om die brood en die wyn te gebruik was nie godsdienstige rituele in Jesus se tyd nie. Dit was gewone daaglikse gebruike soos jy en jou gesin aandete om 'n tafel sal eet. Maar Jesus het dit geneem en hy het aan hierdie doodgewone goed 'n stuk simbool kom sit en ons kom vashou en ons kom herinner in die daaglikse goed dat hy God is. Dit was die werk van die diensknegt om die gaste se voete te was. En Jesus wil sy disippels leer wat dit beteken om te dien. Tot diens te wees en te buig voor ander. Jesus, hulle rabbi, verander die reëls. Wees julle nie leermeesters en rabbies nie, maar diensknegte en diensbaar. Buig voor mekaar en dien mekaar. Kom ons sing die lied terwyl ons sit, laat ons sing van ons verlosser. Zelfs zij had de ons
was 'n stilte in die oppersaal toe hy met sterk verhewe hand omdraai en sê: "Die man wat my vannag verraai, sit saam met my aan hierdie avondmaal." In twyfel het hulle daardie woorde herhaal en wis nie dat hulle voor die hanekraai soos blare van 'n boom van hom sal waai. Maar een was doodsbleek teen die lampestraal. Toe het hy brood geneem en God gedank, dit met die hand geneem en dit geseën en die beker het hy boordevol gegooi, met wyn wat dartel was en fonkelrooi. Maar hoog gehou was in een hand voorheen, ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank. Matteus 26 vertel vir ons van daardie aand. Toe dit aand geword het, het Jesus sy plek aan die tafel ingeneem saam met die 12. Terwyl hulle eet, sê hy: "Dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai." Ons was baie onthuts gewees en een na die ander het ons vir Jesus begin vra: "Dit is tog nie ek nie, Here?" Hy het geantwoord: "Dit is die een wat saam met my sy brood in die skottel insteek." Ewe onskuldig het Judas ook gevra: "Is dit miskien ek, Rabbi?" Ons was so geskok toe Jesus sê dat dit Judas is. Jesus het egter die seun gevra, brood geneem, dit gebreek en gesê: "Dit is my liggaam." So het hy die beker met die wyn vir ons gegee en gesê: "Dit is my bloed, wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes." Ons het geëet en gedrink, maar nog nie mooi verstaan wat besig was om te gebeur nie. Ek wens ons het Jesus beter geken. Was ons oë en ore dalk toe hy ons geleer het? Maak my nou stil, Heer. Ek wil na U luister. My hart vir U oopmaak, dat U my kan aanraak. Open my Saam met Jesus is ons op weg na die tuin van Getsemane, daar waar hy in smeking voor die Vader was, bewegskram van wat hy weet moes kom. Hy was doodsbenoud en hy het gebid: Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker ook van my weg. Johannes 13 vers 1. Jesus het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad
en so die prys betaal as dit sy Vader se wil is. Jesus met ons dankgesange, loof ons steeds die liefde gloed. Op die diepe dorre aarde het u heiland neergedaal, en vir elke skuld beswaarde met u kosbaar bloed betaal. Jesus had in angst en smeken, eenzaam in Gethsemane. Dit was liefdevol bereken om ons ziele rust te gee. Trouw het u die sonderloze, self die kruisdag opgedra, tot oorwinning oor die bose en die sonde mag gedra. Heiland is van ons verlange, middelpunt en verste vroeg. Deur verlatenheid en angste lei u ons na God terug. Deur die liefde werk die liefde, leer u ons naaste ben, en laat groei in ons die vreugde van 'n nuwe lewensin. Dankbaar juich ons hart en monde oor ons ewig lewe trots. Hy was bereid om die uiterste prys te betaal, naamlik om van die Vader geskei te word en so vir ons verlossing te betaal. En dan die verraad, wie sou dit kon dink? Judas was die verraaier in hierdie disippelskring. Judas het voorgegee, hy loop saam, maar sy hart was ver van Jesus af. Hy het Jesus vir 30 silwer muntstukke verkoop. In die mandjie lê daar 'n goue muntstuk. Dis nou nie silwer nie, maar dis koud. Vat dit in julle hand terwyl ek die volgende gedig vir julle lees en stuur dit om aan die tafel. En dink aan geld wat belangriker was. Geld wat Jesus sy lewe gekos het. Geld wat vir Judas gemaak het om sy rug op Jesus te draai. 30 silwerstukke. Vir so 'n daad, vir 'n slaaf se prys, pleeg hy die verraad. Die bloedgrond en sy droewige verhaal, wys hy erg dit is. Wys hy hoe erg dit is, as God jou verlaat. Van die tuin af is ons op weg, saam met die skare. 'n Skare wat woedend is en wat eis dat die bloed sal vloei. Maar ons is in hierdie skare en is skieurig om te sien wat volgende gaan gebeur. En dan staan Jesus voor Pontius Pilatus. Waarom voor die Romeinse goewerneur? Onder die Romeinse bewind kon die Joodse raad net die doodstraf met toestemming van Rome voltrek. En daarom is Jesus ook voor Pilatus, die Romeinse goewerneur, verhoor. Almal het gepraat, sommige het geskree, weg met hom. Maar wag, hier kom Pilatus. Kom ons hoor wat hy te sê het. Ek is verstom oor die rasende, bloeddorstige skare. Ek het Jesus verhoor, maar ek het hom onskuldig bevind. Ek het selfs die skare probeer paai en Barnabas teenoor Jesus gestel, maar hulle was blind van woede en het gekies dat ek Barnabas moes vrylaat en Jesus moes laat kruisig. Wat 'n onreg. Ek het besluit om my hande in onskuld te was en ek het vir hulle gesê,
Ek is onskuldig aan die bloed van die man. Maar hulle het geskree. Laat die skuld vir sy bloed op ons en ons kinders rus. Kruisig hom, kruisig hom. Op die tafel is daar 'n houertjie met water in. Wie van julle wil vandag julle hande in onskuld was? Neem die water, voel dit oor julle hande gaan en weet dat hoeveel jy ook al was, gaan nie 'n verskil maak nie. Ons het almal deel aan die kruisiging van Jesus. Ons kos om die lyding. Oor ons sonde loop hy die weg wat na verlossing lei. Sonder dat ons regtig kan verduidelik, vind ons onsself op hierdie weg met 'n skare wat stamp en skree, kruisig hom. Hoe het ons tot hier gekom en dan kom Jesus verby? Hy swik onder die gewig van sy eie kruis. Jesus het self sy kruis gedra en uitgegaan na die kopbeenplek toe, soos dit genoem is in Hebreëus, Golgotha. Kruiselinge moes self hulle kruis dra en hier is dit vir ons as Christene 'n sigbare teken, amper soos 'n sakrament, dat hy ons kruis, ons swaar, ons pyn, ons sondelas op hom geneem het en dit ook gedra het en steeds wil dra. Deur purperkleed dra hy sy leed. Selfs deur Petrus verraai, voor die haan 3 maal kraai. Nou moet hy die kruis dra op weg na Golgotha. Die beker gaan hom nie verby om uitvoering aan die skrifte te kry.
Volgens Romeinse wet kon enige burgerlike gedwing word om keiserlike dienste te verrig. En so word Simon opdrag gegee om Jesus se kruis te help dra. Heel waarskynlik net die dwarsbalk van die kruis. Simon verteenwoordig simbolies elke mens vir my en vir jou, wat op die weg agter Jesus aan sy kruis moet opneem en Jesus moet volg. In die ou Halleluja lied sing ons, ek kan hoor my Heiland roep my, neem jou kruis op en volg my na. En dan die koor, waar hy lei, daar sal ek meegaan. Dan is ons skielik nie meer op weg ergens heen nie, maar ons staan stil. En ons kyk na die bordjie wat bo aan Jesus se kruis vasgespijker is, koning van die Jode. Dit was destyds die gebruik dat die soldate wat onder meer die spot met hom sou dryf as sogenaamde koning van die Jode, die boklere van die gekruisigdes vir hulle self sou neem as 'n beloning. Die pyn, geeseling en swaar wat hy verduur het, laat hom van die dors uitroep, ek het dors. Die ergste straf vir ons sonde is dat God sy rug om ons draai en ons afskryf. Hierdie helse ervaring word ons gespaar, want in ons plek roep Jesus uit, Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons as mense nooit deur God verlaat sal word nie. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Die sterwe van Jesus aan die kruis is die diepte en hoogtepunt van Jesus se lyding. Die finale daad vir vergifnis vir my en jou sonde en die identifisering met die lot van die mens. Deur die eeue is die kruis die eenvoudige simbool van 'n hemelse maar ook 'n aardse daad wat mense se lewens ons insluitend oor eeue verander het en ons op hierdie nuwe weg laat gaan het. In julle mandjie is daar 'n zip en hy is oopgezip. Aan die een kant staan daar God, aan die ander kant staan mens. Daar waar staan mens, kan jy jou eie naam invoeg wanneer jy hierdie volgende handeling doen. Terwyl ons luister na die lied Were You There When They Crucified My Lord, wil ek hê met jy die zip in jou hande vat en hom van bo tot onder zip, vat hom aan die kruis en sien hoe die kruis van Jesus simbolies jou aan God verbind. Dat die skeiding wat daar tussen jou en God was, deur Jesus se kruisdood oorbrug is en dat dit jou in versoening met God laat staan. En terwyl die lied speel, kan jy dit op die tafel aanstuur
Zip die zip oop voordat jy dit aangee vir die volgende persoon en dat hulle ook die ervaring kan hê om die zip toe te zip. When they crucified my Lord, were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they nailed him to the tree? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they nailed him to the tree? Were you there when they laid him in the tomb? Were you there when they laid him in the tomb? Oh, sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. Were you there when they laid him in the tomb? Here, dankie dat my verlossing seker kan wees. Omdat U vir my aan die kruis gesterf het. Dankie dat dit nie gegrond is op my eie gevoelens of enige verdienste van my kant af nie. Maar alleenlik uit U genade en wat U vir my kom doen het. Amen. Johannes 12 vers 24 en 25. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een. Maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit, en wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewig sy lewe behou. Jesus se begrafnis in die graf, Jesus se begrafnis was 'n graf wat deur Josef van Arimatea verskaf is. En dit dien 'n dubbele doel. Dit bevestig dat Jesus werklik dood was. Hy is soos 'n koringkorrel in die grond wat geval het en gesterf het. Tweedens word met die erebegrafnis in 'n rykmansgraf reeds die oorgang bewerkstellig na die heerlikheid van sy opstanding. Kom ons staan en dan sing ons die lied, die Heer het opgestaan. Live
Johannes 20 hoor ons Maria se woorde wanneer sy besef dat Jesus nie meer in die graf is nie. Ons was stikkend, totaal verward. Waarom? Hoekom? Ek is vroeg die Sondagoggend na Jesus se graf en tot my ontsteltenis gesien die klip is weggerol en die graf is leeg. Die eerste gedagte wat by my opgekom het, was dat hulle Jesus se liggaam geneem en op 'n ander plek begrawe het. Ek is terug huis toe en met die disippels het ek my ontsteltenis gedeel. Petrus en Johannes het onder my uitgehardloop en self die graf ingegaan en al wat hulle kon sien was net die doeke. Jesus se liggaam was weg. Ons was soos mense in 'n dwaal. Ons het glad nie geweet wat nou besig is om te gebeur nie. Petrus hulle is terug huis toe, maar ek het bly staan en gehuil en gehuil. Dit kan mos nie waar wees nie. Dit kan tog nie die einde van wees nie. Ek het om my rond gekyk en 'n man sien staan, gedink is die tuinier en gevra, "Meneer, waar het julle Jesus dan nou begrawe?" Toe noem hy my op my naam, Maria. Die werklikheid breek tot my deur en die eerste woorde wat ek uitkry is Rabboni, my leermeester. Hier voor my staan Jesus en hy lewe, hy het opgestaan. Ek wou hom gryp en vashou, maar hy het gesê, "Nee, gaan vertel vir jou broers dat ek op pad is na die Vader." Hierdie het ons lewens ingrypend verander. Ons was nou op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. 3 dae was daar duisternis. Alleen in diep gelatenheid, soos in die sand, is suiwer saad wat wag op son en reën, het al sy sterflikheid stil weggebrand. Die swaar en trae slakke van die vlees, sy onrus, vrees, verwarringe en waan, dat hy, een met die Vader en die Gees, verheerlik in die lig, weer op kan staan. Die wagte kon in daardie gloed nie kyk. Die steen is afgewentel deur 'n wind, wat uit 4 hemelstreke op die aarde stry, dat dit vergrysel is tot stof en grind. En soos uit diepe duisternis 'n vlam staan hoog en rank en smetteloos die lam. Is 'n wondergebeure, te groot vir ons menslike verstand.
Dit kan nie wetenskaplik bewys word nie, maar alleen deur geloof aanvaar word. Die leë graf as die uitloop van Jesus se lyding en die sterwe is die basis van ons Christelike geloof. Wanneer ons as gelowiges op Sondag bymekaar kom, vier ons elke keer Jesus se oorwinning oor die graf en die dood. Die dood kon hom nie hou nie. Omdat Christus die dood vir elkeen van ons oorwin het, wil dit elke gelowige bring tot 'n nuwe oorwinnende lewe. Ons vier hierdie nuwe lewe deur te eet en te drink van die brood en die wyn, tekens van sy liggaam en bloed wat ons vrygemaak het. En daarom wil ek vra dat daar een persoon aan die tafel vir ons die brood, die wyn sal skink of die druiwesap sal skink, die botteltjie met die ligte vloeistof in is druiwesap en die rooi vloeistof is ons nagmaalwyn. Hoor by die persone aan die tafel wat hulle sou verkies en skink vir hulle in die glasies daarvan. En dan sal ons die nagmaal saam gebruik. Op die tafel is daar 'n broodjie wat jy kan oopmaak, maar daar is ook 'n houertjie met los broodjies in. Ons wil graag vandag vir mekaar die brood breek en aangee, maar ons wil ook sensitief wees vir iemand wat dalk nie wil hê iemand moet aan hulle brood vat nie. En daarom is daar op die tafel dan ook brood in die bakkies as jy self uit die bakkie uit vir jou wil brood neem. Maar jy kan die broodjies ook oopmaak en reghou vir ons nagmaal. Ek wil vra dat julle die broodjie in julle hande neem, indien julle nog nie begin uitdeel het nie. En ek wil vir jou vra dat jy 'n stukkie sal afbreek van die brood, want toe Jesus die nag saam met sy disippels was en hy die brood gebreek, het hy dit gedoen in hierdie lig wat ons vandag dit vier, wanneer ons terugkyk van die oorwinning. Vandag vier ons die nagmaal as oorwinning. Jesus wat opgestaan het. So wanneer jy die brood breek en aangee vir iemand anders dit, breek dit en sê vir hulle, hierdie is Jesus se liggaam gebreek vir jou. Dan kan julle dit neem en julle kan dit eet. Op hierdie weg weet ons dat dit is nie net Jesus se liggaam wat vir ons gebreek is nie. Maar toe hy die aand die wyn geskink het, het hy vir sy disippels gesê, hierdie is my liggaam wat gebreek is en hierdie is my bloed wat vir jou vloei. Sy liggaam wat gebreek is, herinner ons dat hy een is saam met ons in ons gebrokenheid en dit bind ons aan Jesus. Dit bind ons aan God.
Maar sy bloed wat gevloei het, is die prys wat betaal is. Die volle prys. Sodat ons versoen kan wees met Jesus Christus, met God. En daarom wanneer jy die druiwesap of die wyn neem en dit drink, proe dit as herinneringsteken vir jou, dat jy deel het aan Jesus se kruisdood. Here, terwyl die brood taai was in ons mond en die wyn eintlik kielie in ons keel af en ons laat hoes. Here, is dit 'n tasbare herinnering aan u kruisdood waaraan ons deel het. Dankie Here dat ons vandag die nagmaal soos gemeente in kleine omtafels kon vier. Ook as die vreugde en die oorwinning oor die kruisdood en die wete dat U het opgestaan, U leef. Amen. Ek wil graag vir julle aan die einde van ons nagmaal hierdie gedig lees. Ek is, het die gesiglose God gesê vir die kaalvoet vlugteling in die woestyn, kripties tussen vlamme en doringsteer. Ek is wat ek is. Ek is, het die stowwerige timmerman gesê vir die hordes honger is om hom. Ek is die brood van die lewe. Vir die dwalende skape, ek is die goeie herder. Vir die swerwende soekers, ek is die deur. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Die swerm soldate soek na hom in die tuin, vra wie Jesus is, die een wat glo die Christus is, het hy helder geantwoord, ek is. Met straaltjies bloed en sweet wat pad soek deur die stof aan sy slape, het God vir ons gesig gekry. Ek is. Here, dankie dat ek is vir ons vandag genoeg is. Mag dit ons herinnering wees as ons hierdie week van Lydensweek instap. Wanneer ons die winkels vol loop en sien dat pa's eiers die plek omvat van die kruis. Mag ons vashou aan ek is in hierdie tyd wat ons dink aan u lyding en aan u opstanding, omdat dit ons lewe verander op hierdie weg waarop ons is. Amen. Binne in die mandjie is daar nog 'n laaste ietsie. En as daar kinders om die tafel was, dan glo ek is dit waarna hulle die heeltyd uitgesien het en waarvoor hulle gewag het. En hierdie wag is dit wat ons ook beleef tussen Vrydag en Sondag. Dit is stil Saterdag en die wag na die lekker wat kom, die opstanding van Jesus. So aan elkeen se tafel is daar 'n koekie met die kruis op of 'n kruiskoekie om ons te herinner aan die lekker, die soet van die lewe wat ons nou vier en leef, omdat ons op hierdie weg saam met Jesus Christus is en nie alleen nie. So jy mag hierdie koekie oopmaak en jy hoef hom met niemand te deel nie en jy mag hom eet en jy mag fees vier dat Jesus oorwin het.
vir die oorwinningslied. Ontvang dan nou die seën van die Here. Wat moet ons met hierdie dag doen? Wanneer grafte oopgaan, dooies opstaan, wanneer lewe nie gekeer kan word nie. Daar is niks onmoontlik nie. Hoop kan nooit geblus word nie en liefde nooit vergaan nie. Here Jesus, ons loof U vandag omdat U vir ons duidelik gewys het dat die dood nie die laaste woord spreek nie. Omdat U ons weer vul met hoop en geloof. Omdat U oë ons oopmaak vir nuwe moontlikhede, nuwe realiteite, nuwe maniere van leef. Open ons verstand om te glo wat ons nie kan verklaar nie. Open ons harte om te hoop op wat ons nie kan sien nie. Open ons lewens om te leef in liefde en te midde van dood en hartseer. Laat die opstanding vandag weer in ons gebeur. Mag ons so uniek leef deur die krag van die opstanding van Christus, sodat dit waar is elke dag. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat dit so wees, Here.